Omhels eenvoud om te floreer is een van die besefbeginsels wat 'n mens het as mens dink oor die kuns om te floreer. Maar vandag gesels ons oor vereenvoudig vir vrede. In 'n wêreld waar besig wees se geraas alledaags en selfs enorm geraak het, voel dit soms asof ons siel in 'n voortdurende gejaagde tempo meegesleur word. Die ironie is dat baie van die dinge wat ons jaag of najaag, nie werklik betekenis gee of groei gee of vrede gee of selfs vreugde gee nie. En dan wonder ons nog hoekom ons moeg wakker word. Eenvoud begin nie by 'n minimalistiese huis of 'n uiters gestruktureerde dagboek nie. Dit begin by 'n innerlike besluit. Dis om te kies vir vrede bo prestasie, vir teenwoordigheid bo produktiwiteit, vir God se ritme bo die wêreld se tempo. Onthou, die ander goed is nie onbelangrik nie, maar dis nie eerste nie. Let op hoe maak koning Dawid sy keuse vir wat, of sal ek sê vir wie, vir hom werklik die vrede sal gee. Ons lees in Psalm 62 vers 6. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. En hierdie vers herinner ons, vrede is nie 'n luukse nie, dis 'n geestelike anker. Wanneer ons vereenvoudig maak ons ruimte om daardie vrede te hoor, te ervaar, te leef. Santos verduidelik dat navorsing wys dat mense wat doelbewus hulle daaglikse keuses vereenvoudig, ervaar baie hoër vlakke van welstand en innerlike kalmte. Hulle doen goed soos om minder digitale oftewel internetgoed te doen en daai stimulus 'n bietjie terug te hou of ook hulle roetines te stroomlyn. So begin klein. Skakel selfoonkennisgewings af tydens etes. Sê nee sonder skuldgevoel van iets nie by jou waardes pas nie. Laat perfeksionisme los waar dit nie nodig is nie. Kies om aandag te gee aan 3 dinge wat jy vandag moet doen, maar wat werklik 'n verskil sal maak om te doen. En môre weer 3. Die res kan jy eers op sy skuif. Hierdie eenvoudige dade is nie onbeduidend nie, want dit laat die geestelike dissipline toe vir meer vrede. En in hierdie vrede vind jy rus en God. Leef geïnspireerd.